vers 17 lees ons weer wat ons verlede week gelees het. Dit sê en betuig ek dan in die Here dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. En ons het verlede week net stil gestaan by die benaminge 'n heiden en 'n Israeliet, wat was 'n Jood in die Ou Testament en 'n heiden, die verskil, en toe oorbeweeg, wat is die verskil in die Nuwe Testament, en jy kry vandag 'n heiden 'n naam, maar as hy by die Here uitgekom het, is hy nie 'n ongeredde heiden nie, jy kry dat hy 'n heiden is, maar weens fisiese agtergrond uit die heiden nasies, maar as hy die Here ken en wedergebore is hy 'n kind van God, en ons het in Handelinge vir u gewys dat die disippels vir die eerste keer Christene genoem was, of hulle nou uit heidense of Joodse afkoms was, as hulle geloof in Christus gevind het, soos Handelinge 17 onder andere openbaar, gebeur het dat baie tot bekering gekom het, hulle dan as kinders van God bestempel word. So ons praat nie in die Nuwe Testament in dieselfde sin van heiden as teenoor 'n Jood, en as jy nie 'n Jood is jy heiden nie, maar ons praat van 'n kind van God as iemand wat nie 'n heidense wandel het nie, nie 'n heidense leefstyl het nie. En dan is daar die wat in die kerk was in verskillende gemeentes, Korinte, maar ook uit die aard van die saak, as Paulus skryf van hulle in Efese, en hy hierdie woorde sê, en hierdie opdrag gee dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Dat daar mense in die kerk kan wees wat 'n heidense leefstyl het, wat die name dat hulle lees is in Openbaring in een van die gemeentes. Daar's 7 gemeentes met 5 van hulle het die Here 'n probleem, 2 nie, maar 5 sê, as jy nie bekeer nie, sal ek die kandelaar van sy plek verwyder. Dat daar sonde in hulle midde is, en dat hulle 'n leefstyl het wat nie 'n leefstyl is wat eie is aan die Bybel, hoe God wil hê 'n kind van God moet leef nie. Ons praat oor kenmerke van 'n heidense leefstyl, deel 2 dan vandag. Die heel eerste boek van die Bybel is op perkamentrolle geskrywe, die eerste boeke van die Bybel. Dit kon nooit hou nie, die papier vergaan. Hulle moes dit oorskryf, gereeld, maar daar was baie sorg aan dit gewees. Nie net een ou het geskryf en daar's die rol nie. Verskillendes het geskryf en verskillende ouens het nagegaan wat geskryf was. En dit verwoord vir woord nagegaan, sodat daar nie 'n verskil kon wees in die kopieë nie. En dit wat agterna sou bestaan nie, sodat die woord bewaar kon gebly het vir ons. Baie sorg aan, perfeksioniste sou dit doen, met uiterste sorg. Geen foute moes insluip nie. Kan ek die Engels gebruik, hulle het mekaar gecheck en weer gedouble-check, en die double-checkers was gedouble-check. Daar moes nie foute kom nie. Hulle het geweet, hulle doen die belangrikste taak van hulle lewe denkbaar. Hierdie oudtydse kopieerders was nie net perfeksioniste in hulle skryfmetode nie, maar ook aan hulle gedrag. Ek lees dat hierdie oorskrywers van die antieke geskrifte in hulle taak om die Bybel te bewaar het, nie eers die naam van God herskryf het, wanneer het daarby gekom het, hier is God se naam om dit te skryf, op 'n nuwe rol, alvorens hy nie 3 dinge gedoen het nie. Hulle dadelik nuwe ink gaan haal in hulle skryfpen, nuwe ink. 2, hulle het God se heilige naam oorgeskryf daarmee. Hulle het eers 'n bad gaan neem. Hulle self gereinig. Derdens, hulle het ander klere gaan aantrek. Skoon klere gaan aantrek voor hy die naam van God skryf. Yahweh. Wat 'n skande, dat mense God se naam wat so heilig is, misbruik. Verskoon my.
Wat 'n skande dat kinders van God dit duld. Dat die naam van die Here misbruik word. Dat jy nie jou televisie afsit as dit gebeur nie. Dan moet jy hom nie hê nie. Hoe min van hierdie eerbied, van hierdie heilige respek, is daar vandag oor. Vir die naam van God. Die mense van ons dag, 85% sê hulle is Christen in ons land. Hulle gaan beter na 'n wêreldse diners en vergaderings, hou meer by die reëls van klubs, as wat hulle enigstens wil steur, net aan die gedagte, hoe hulle na die erediens moet gaan. Wat hulle gesindheid moet wees voor die tyd, dat hulle moet bid, Here, dis vandag u dag en u diens. En die woord gaan verkondig word. En Here, ek wil met 'n voorbereide hart na die erediens gaan. En dat my gedagtes gereinig sal wees. En my gesindheid, die regte gesindheid sal wees. Teenoor u woord, waarmee ek daarna gaan luister, hoe ek dit gaan ontvang. Wat jou kleredrag is, as jy na God se erediens gaan. Natuurlik sit ons aanbidding nie in klere nie, maar dit sit ook nie daarin nie. Dit sit ook nie daarin, dat ek kan gaan soos ek wil, sonder om ag te slaan, dat ek gaan na 'n plek van aanbidding, saam met ander kinders van God. Ek gaan om die naam van die Here oor my lippe te noem. Sommige mense sou dit wou hê in ons dag, dat die mense alledaagse leefstyl, die aanbidding van die Here in die erediens op dieselfde vlak benader moet word. Dis maar net nog 'n plek, net nog 'n gebou. Ja, dis waar, ons is nie in die Ou Testament in die tempel en dat hulle daar offers gebring het nie. Maar is ook nie waar dat dit nie net nog 'n gebou is nie, anders het ons nie hierdie gebou aan God toegewy, die dag toe hy geopen is nie. Ons het dit toegewy as 'n plek van aanbidding, erkenning van ons kant af, dat dit nie 'n menslike instansie is nie, maar dit 'n plek is waar ons saamkom om God te verheerlik en te dien, om te aanbid. 'n plek waar sy woord verkondig sal word. Sommige mense wil dit op dieselfde vlak bring as bloot maar net nog 'n geleentheid. Nee, die erediens is meer as dit. Veral as mense se argumente, elke mens kan na die Here toe kom, net soos hy of sy is. Die Here sal hom of haar mos nie verwerp, as hulle met hulle armste klere kerk toe kom nie. Dit gaan mos oor die hartsgesindheid, nie oor die uiterlike klere nie. En daarby sê ek, ja, dis waar. Maar mense voeg daarby, God het na Dawid se hart gekyk, selfs gesê hy het na 'n man gesoek na sy hart. Saul se hoë gestalte het mense dalk beïndruk, maar nie die Here nie, dis waar. En die Here het mos nie na sy voorkoms gekyk nie, maar eerder gesoek na iemand wie se hart met hom is. Alles ware argumente, maar dit is presies die argument. God soek 'n man na sy hart, iemand wat met die regte hartsgesindheid ook aantrek wanneer hy op sy kerk toe gaan. Met die regte hartsgesindheid sal bid voordat hulle kerk toe gaan. Die ander kinders van die Here sal benader in die gesindheid van Christus voordat hulle kerk toe gaan. Die Here sal eer aandoen om hom te aanbid met opregtheid van hart. Beteken juis om nie verslons te wil lyk soos die wêreld en onversorgd, want dis die jong mense van die wêreld se boodskap deur hulle verslonsdheid
dat hulle rebelleer teen die samelewing, teen ouerlike gesag, teen reëls, dat hulle dit wil verander, daarom lyk hulle doelbewus anders. Nie alle jong mense weet dit, kom dit agter, trek aan soos die wêreld, omdat dit noodwendig hulle bedoeling is nie, maar dis die gees agter, hoe hulle die wêreld, die jong mense wil aantrek, hoe hulle die modes ontwerp. Stikkende klere, hoekom jy stikkende klere dra? Weet jy dat die mens geskaap is na die beeld van God? Na ware geregtigheid en heiligheid, en God het Adam en Eva aangetrek, nie uitgetrek nie, maar aangetrek, om hulle skaamte te bedek. Want jou voorkoms maak saak. As om verslons te wil voorkom soos iemand wat soos die wêreld is en leef en rebelleer, al dink jy nie dis hoekom jy so aantrek nie, is dit hulle bedoeling en gees daar agter. Waarom wil jy staan aan die kant van die wêreld en nie aan die kant van God en heiligheid nie? Aan die kant van afsondering, om anders te wees as hier die wêreld nie. Die arme mens kan armklere dra, maar as dit sy beste is dit tot eer van God, geen sonde nie. Die ryk mens kan mooi klere in sy kas hê, 2 kaste vol daarvan hê, en hy gebruik dit as hy na die wêreldse funksies gaan, maar as hy na die erediens gaan, dan wil hy los wees daarvan. Hy wil nie 'n beeld uitdra dat God vir hom belangrik genoeg is, as wat die wêreld vir hom is nie, of soos wat sy voorkoms is in die wêreld, hoe die wêreld hom moet sien nie. Die wêreld moet hom sien as suksesvol, as netjies, dat hy sy beste sal gee, vir hulle en hulle funksies en hulle dinees, maar hy dink nie eens aan God, dat hy sy beste moet gee. Vir God nie. Wat 'n aaklige mistasting van God se eerbied in die wêreld van ons dag in die kerk gevestig. Onder mense wat hulle self Christene noem. Het baie geredde mense ook daar die eerbied vir God verloor wat hulle moes behou het, om sy naam hoog te ag. Wat dink ons nog daarvan dat mense met meer respek die wêreldse sisteme dien, as wat hulle God wil dien? Nie een gedagte daaraan koester hoe hulle lyk as hulle kerk toe gaan nie. Sommige sê hulle gaan na erediens, maar hulle trek swak aan. Ons moet minder heilig wees in klere drag in die Nuwe Testamentiese kerk, dink mense. Is dit so? Moet ons minder heilig wees in ons klere drag as wat hulle in Ou Testamentiese tye was? Het die Here aan ons sodanige reg en lisensie daartoe gegee? Of het die mens net eenvoudig homself begin verheerlik meer as God? Die aandag op homself begin sit meer as op God? In 2 Timoteus 2:9a, dis die Nuwe Testament, staan daar so ook moet die vroue hulle versier met behoorlike kleding. Met behoorlike kleding, gepaard met beskeidenheid en ingetoonheid. Nie met lae halse en kort rokkies en oop maa nie. Hulle liggame tentoonstel nie. Natuurlik kan enigeen kuis aangetrek wees en steeds goddeloos lewe. Maar as iemand se gesindheid is om die beste te lyk vir die wêreld, maar nie die beste vir God nie, is daar fout met jou hart, wanneer jy verwys het, dit gaan oor die hart van die mens. Daarom het baie dikwels 'n probleem om net netjies te lyk en kuis te wees. Is dit te veel gevra wat die erediens aanbetref? Sal dit verkeerd wees om my gevolgtrekking te maak, hulle het nie die vrees en die eerbied vir God, wat God sou wou sien, by aanbidding van hom nie. Ek vrees daar is heidene wat soms beter aantrek met meer respek in hulle ongeredde toestand, 'n erediens sal benader, as mense wat hulle self wedergebore noem. Dis mense wat sê dat hulle gered is. Is God dit nie werd, dat jy met die regte hartsgesindheid na sy erediens kom nie?
Veral as jy nie so omgee in jou hart, waarna baie so graag verwys dan, dit gaan oor die hart nie. Maar juis in hulle harte is hulle verkeerd met God, daarom is hulle verkeerd in hulle kleredrag. Ek wil jy weer herinner aan 'n verhaal wat baie van u gehoor het. Want ek het dit al dikwels genoem, maar hier is mense vandag in my diens wat nie hier was nie. En dit is so 'n gepaste verhaal om hierdie teks wat ek gelees het te illustreer. Want dit is die beste voorbeeld wat daar in my bediening gebeur het. Daarom dat ek hierdie verhaal weer na wil verwys. Verhaal van 'n dame wie se naam ek sal verswyg en die gemeente sal verswyg waar sy was. 'n Beeldskone, jong getroude vrou, wat enige dag 'n model kon wees op 'n loopplank wat haar voorkoms aanbetref het. Sy het ongelukkig nie eerbied en respek vir God openbaar in die erediens nie. Sy het telkens die erediens kom bywoon met haar baie kort minirok. Sy het alle koppe laat draai. Wanneer sy ingestap het, was daar nie 'n man in daardie diens en ek kon haar natuurlik nie mis nie. Elke man het na haar gekyk. Want sy het haar mooi liggaam tentoon gestel. En dan het die vrouens se koppe gedraai om te sien wat die mans voorkyk. Niemand sou dit mis nie. Haar hart het uitgekom in haar onkeuse kleredrag. Sy het aandag gesoek en sy het aandag gekry. Sy het dit elke keer gekry as sy by die kerk was. 'n Vreemde man wat dalk die eerste keer sou kerk toe kom, sou die aard van die saak daardie Sondag nie eers aan haar gedink het voordat hy kerk toe kom nie, want hy was nog nooit daar nie. Maar glo my, as hy huis toe gaan, sou hy aan haar gedink het. Ek het oor hierdie teks gepreek en haar in die oë gekyk. En reguit met haar gepraat, dat sy die aanbidding van God aan wegtrek. Natuurlik was sy kwaad. Sy het vir 3 maande nie weer kerk toe gekom nie. Maar toe het sy gekom met 'n lang rok. Toe het sy haar liggaam bedek. Ek kan nie gruwelike verhale vertel wat ek nie sal doen nie. Wat predikante al beleef het van vrouens binne in kerkdienste. Weens hulle onkuisheid. Die klere is nie alles nie, maar dis beslis nie niks nie. Die arm persoon kan gehelp word om nuwe klere te kry deur die kerk. Die arme mens kan skoon klere kry, kan seep kry. My ma het altyd gesê, jy kan arm wees, maar jy hoef nie vuil te wees nie, 'n koekie seep kos nie so baie nie. Ek praat nie van die armstes van die armes nie. Maar as iemand die Here opreg ken en dien, sal die Here vir so 'n persoon voorsien deur sy gemeente en deur sy kerk, en hulle sal, as hulle genoeg omgee, so mense help. Skole help mense met klerebanke. Kan die kerk nie iemand help nie. Natuurlik moet die ryker persoon nie uitspattig probeer wees en die aandag vestig op sy rykdom. Al is sy kuis aangetrek nie. Dis inderdaad wat gebeur het toe Paulus vir Timoteus hierdie woorde skryf, 1 Timoteus 2 vers 9a. En nou lees ek die vers 10 ook daarby. So ook moet die vrou hulle versier met behoorlike kleding, gepaard met beskeidenheid en ingetoonheid. Nou gaan hy verder, nie met vlegsels of goud of parels of kosbare klere nie. Beteken dit 'n vrou mag nie hare vleg nie, dis nie wat dit beteken nie. Hulle het werklike goud geneem, omdat daar net die absolute rykes in die samelewing was, en die armes, daar was nie die middelklas wat ons ken nie. En die ryk vrouens het hulle werklike goud gevat en in hulle hare ingevleg.
Hulle het hulle rykdom tentoongestel. Hulle het op dieselfde manier as die onkeuse vrou, het hulle op dieselfde manier die aandag van God afgetrek en van die aanbidding en dit op hulle self gesit. Dit gaan nie oor 'n goue knoopie wat jy aan het nie. Ons dra nie vandag hierdie goud in ons hare en dinge soos wat hulle daai tyd gedoen het nie. Maar ek wil hê jy moet die teks verstaan. En dan sê hy, maar soos dit vroue betaam wat die godsvrug bely met goeie werke. Geen uiterstes nie, geen uitspattigheid nie, geen naakte liggame nie, ook geen tentoonstelling van my rykdom om vir ander te wys ek is die een met geld nie. Sodat die fokus nie op my is nie, dat dit op God kan wees in die aanbidding. Dit is 'n doelbewuste, ignorant mens wat nie wil erken dat ook ons kleredrag dikwels 'n venster is van ons eerbied of gebrek aan eerbied vir God, as dit by aanbidding kom in die erediens nie. Ons lees immers in die Ou Testament dat Israel moes geleer het dat God nie op ons menslike vlak is nie. Wanneer die priester sekere take verrig het, moes hulle in hulle kleredrag getoon het dat hulle erken het dat hulle met die heilige dinge van God besig was. In Levitikus 16 en 11 staan en die priester moet sy linnekleed aantrek en die linnebroek moet hy oor sy vlees aantrek. Dan moet hy die as wegneem waartoe die vuur die brandoffer op die altaar verteer het en dit langs die altaar uitgooi. Daarna moet hy sy klere uittrek en ander klere aantrek en die as buitekant die laar op 'n rein plek uitbring. Kyk net weer daar op die skerm. Ander klere aantrek. Ek weet ons is nie meer in die Ou Testament nie en onder die morele wette van die volk en hulle aanbidding nie. Ons dominees dra nie vandag daar dieselfde linne klere nie en ons bring nie meer die offers van die Ou Testament nie, maar hier is 'n beginsel wat God geleer het deur duisende jare van sy volk en hoe hy wou hê dat hulle moes optree, dat in die heilige dinge kleredrag saak gemaak het. Ons moet die boodskap agter dit leer en verstaan en dit is verseker wat die simboliek was wat dit oordra. Dit was funksioneel van aard, maar ook simbolies van aard. Daar was 'n funksie aan die linnebroek wat die vuur aanbetref het. Hulle mag nie wol gedra het nie, maar daar was ook nie net die funksionele funksie nie, maar die simboliese funksie. As hulle uitgaan om die as buite te gooi, mag hy nie daardie klere waarmee hy met die heilige dinge werk aanhou nie, hy moes dit uittrek. Hy moes ander klere aantrek. Hy mag nie wolklere aangetrek het nie, sodat hy nie sweet nie. Hulle moes hulle werk verrig en die linnebroek was nodig om met die vuuroffers te werk en dan ander klere. Levitikus 6:11, daarna moet hy sy klere uittrek en ander klere aantrek. En die as buitekant die laar op rein plek uitbring. Jesegiel 44:18 en 19 sê, linne hoofversiersels moet op hulle hoof wees en linnebroeke moet aan hulle heupe wees. Hulle mag hulle nie gord met iets wat laat sweet nie. En as hulle uitgaan na die buitenste voorhof, na die volk toe, moet hulle hul klere uittrek waar hulle ingedien het en dit neersit in die heilige kamers. En hulle moet ander klere aantrek. En hulle moet my volk die onderskeid, sê vers 23, hulle moet my volk die onderskeid leer tussen wat heilig en onheilig is en hulle bekend maak die onderskeid tussen wat onrein en rein is. Dat daar 'n verskil is tussen die volk van die Here en die heidene nasies. In die Nuwe Testament dat daar 'n verskil is tussen kinders van God wat gered is en wedergebore en nuut gemaak is en die wêreld. Is die beginsels wat ons moet leer uit die Ou Testament. Selfs dat hulle nie mag sweet nie. Dat hulle skoon moet wees, hulle self dikwels moes reinig. Baie ander tekste in Levitikus moes die priesters die reinigingsseremonies gaan hulle self was. Simbolies van die heiligheid en die heilige dinge waarmee hulle werk. Die volk moes dit sien, daar is 'n verskil
Dit moes heeltyd gedemonstreer word. En is dit nie ook so in die Nuwe Testament te vind, dat ons onderskeie moet lewe as nuwe mense in Christus, en nie maar net soos die wêreld moet voorkom in ons klere, drag en gedrag nie. Daardie onderskeid bestaan baie duidelik in 2 Korintiërs 6 van vers 14. Hoor jy, dis die Nuwe Testament, moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis, en watter ooreenstemming het Christus met Belial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige, of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode, want julle is die tempel van die lewende God. Soos God gespreek het, ek sal in hulle woon, en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom gaan onder hulle uit, nie lyk soos hulle, nie gaan onder hulle uit wat hulle gewoontes, hulle kultuur betref, en sonder julle af, wees anders, stel grense, spreek die Here en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. En ek sal vir julle Vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here die Almagtige. Ons lees in talle bronne dat die heidene wat God nie geken het nie in Efese byvoorbeeld die tempel van Diana opgerig het. In 'n ander stad, ek dink Korinthe, Artemis. Ons lees dat hierdie tempelprostituie gehuisves het. Dat die seksuele en die klem daarop gelê was, dat hulle godsdiens gefokus was op die wellus. Dis hoe hulle die afgode gedien het. By die afgodstempels, deel van hulle afgodsaanbidding. En daar was tempelprostituie, deur hoe hulle aangetrek het, was duidelik dat hulle prostituie was. Gaan onder julle uit, sê Paulus in 2 Korintiërs 6, sonder julle af, maak nie soos hulle nie, doen nie soos hulle nie, wens nie soos hulle nie, begeer nie soos hulle nie, leef nie dieselfde wellus as hulle nie. Hoekom? Want God woon in jou, die heilige God. Hy wat in die Ou Testament duidelik oor kleredrag gepraat het. Sy priesters afgesonder het, die boodskap aan sy volk oorgedra het, julle moet anders wees, 'n volk nuut aan die Here. Daarom skryf Paulus aan die nuwe Christene met daardie agtergrond dat hulle onderskeie en anders moet leef. In 2 Korintiërs 7:1, terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig. Alle besoedeling van die vlees en die gees. Laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Terwyl klere self ons nie kan heilig maak of onheilig nie. Ja, die naaktheid maak jou onheilig. Maar is die werklike heiliging van die Here in ons harte deur die bloed van Christus. Die bloed reinig ons, sit ons in 'n posisie in Christus. Hy het vir ons die geregtigheid bewerk, die geregtigheid van God, om anders as die wêreld te wees. So sy bloed reinig ons nie of ons mooi aangetrek is nie, maar is dit so dat klere steeds die simboliek uitdra, en dat dit steeds die werklike boodskap uitdra van wat gaan in die hart van 'n mens aan? Daardie vrou wat kerk toe gekom het, kan jy nie vir my vertel, met haar minirok, het met die gesindheid kerk toe gekom om Christus te verheerlik nie. Maar om mans te verlei, om aandag op haarself te kry. Haar eie man het homself later doodgeskiet, want sy was almal se vrou. Mense rebelleer teen God en sy heiligheid, die wêreld rebelleer daarteen. En die kerkmense raak al hoe meer soos die wêreld, sonder hierdie skeidslyne, sonder die duidelike boodskap wat hulle uitdra,
Ek is nie meer 'n heidense vrou nie, ek is 'n Christen vrou wat my beklee en my dan beklee met die heilige dade van die regverdiges. Maar baie rebelleer teen God en sy heiligheid, teen die kerk self, teen die erediens, teen hoe God aanbid moet word, want julle sal nie vir ons vertel hoe ons moet lyk en doen nie. Die probleem is nog altyd in die hart. 'n ongeredde mens, 'n onbekeerde mens, 'n heiden van hart. Die wêreld toon uiterlik hulle haat God en Christene in naam volg hulle na. Ons kan aantrek wat ons wil as dit kom by hoeveel ons besit of nie besit nie. Maar ons kan nie aantrek wat ons wil as dit kom by die boodskap wat dit moet oordra. Dat God ons nuut gemaak het en ons anders is as die wêreld nie. Dan trek ons nie aan wat ons wil nie, ons trek so aan dat dit die boodskap uitdra, ons het met Jesus 'n ontmoeting gehad. Ons leef nie meer onder die wêreld, volgens die wêreld en die dinge en die kultuur van die wêreld nie. Ons luister ook nie na die dinge wat die wêreld na luister nie. Ons kyk nie na die dinge wat die wêreld na kyk nie. Maar ons voorkoms demonstreer of ons aan onsself en die vleeslike begeertes van die Satan en die wêreld oorgegee is, of is ons diensknegte van Christus wat nie onsself in die vlees dien nie. Jesus sê as iemand na my toe kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my elke dag volg. Homself verloon. Baie het nog nooit by 'n plek van selfverloning uitgekom nie, by 'n gekruisigde lewe nie, by sonde te noem, omdat die Bybel dit sonde noem nie. Daarom is hulle nie afgesonder tot sy diens nie. Hulle kom nie na die erediens oor hom nie, om hom te dien en sy gemeente lief te hê nie. Hulle kom na die erediens uit selfsugtige redes, die aandag op hulle self te trek. 1 Korintiërs 10:31-33 sê of julle dan eet of drink of enige iets doen. Kan ek sê hoe jy aantrek? Enige iets doen. Doen alles tot verheerliking van God. Wees geen oorsaak van struikeling vir Jode of Grieke of vir die gemeente van God nie. Net soos ek almal in alles behaag en nie my eie voordeel soek nie, maar die van baie sodat hulle gered kan word. Wees geen oorsaak van struikeling. Nie in wat jy eet of drink nie, maar ook nie in wat jy sou aantrek nie. Die priester se klere en aanbidding van God het 'n besliste simboliese funksie van heiligheid gehad. Dit het daardie doel gehad, niks anders as om te onderskei dat God heilig is en ons aanbid hom in sy heiligheid nie. Die wêreld sou dit moes erken, hierdie volk is anders. Die wêreld daar buite moet erken, die gemeente van die Here is anders. En as ons dan gereinig is, moet ons dit uitstraal. In Efese gemeente was almal nie noodwendig gered nie. Paulus sê dat hulle nie moet lewe soos die ander heidene nie. Almal het die Here nie geken nie, daar was iets in hulle gewees. Dis 'n sekere kenmerk in vers 17 wat ons gelees het. Dit sê en betuig ek dan in die Here dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Dis 'n kenmerk van die heiden dat sy denke is gevul met dwaasheid. Met dwaasheid. In vorige boodskap het ons gesien dat die opdrag is in Efesiërs 4:1, ek vermaan julle dan ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Waardig die roeping waarmee julle geroep is. Jy gaan dit uitstraal in jou kleredrag, en hy sê met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Die fokus is nie jy as jy na die erediens kom nie, dit is dat jy kan dien met nederigheid, sagmoedigheid, dat jy ander in liefde verdra. Die fokus is hulle. Natuurlik as iemand nie gered is en hy kom uit 'n heidense agtergrond, moet die oueres sê die Bybel, die ouer vroue, die jonger vroue leer.
Ek het al ouer vroue gekry wat sleg aangetrek is. Hoe sal hulle die jonger vrouens leer van heiligheid en kuisheid, as hulle nie dit self is nie? Vers 17 verklaar Paulus waarom sommiges wat dalk deel van die fisiese plaaslike kerk was, nooit sal kan bou in die gemeente nie. Hulle kan nie een met ons wees in die bouprojek nie, want hulle hart is nie met God in aanbidding nie. Hulle het steeds 'n heidense leefstyl, hulle het steeds 'n verstand wat dwaas is, sê vers 17. Hulle wandel in dwaasheid. Ek het verlede week in donderdag 'n videoklip gesien van wat Karindi vir my gewys het, van 'n man wat deel is van 'n vergadering, 'n Teams meeting, op hierdie Zoom of video call of Teams meeting, praat hulle oor 'n baie belangrike onderwerp. Die onderwerp is die gevaar wat mense op die pad is wanneer hulle op hulle selfone praat terwyl hulle bestuur. Maar weet jy wat is die grap? Een van die deelnemers aan die vergadering sit in sy kar en hy's besig om te bestuur, terwyl hy aan die gesprek deelneem. Hoe gevaarlik is dit om op jou selfoon te wees terwyl jy bestuur? En hy probeer dit verbloem met 'n ander agtergrond, maar jy sien duidelik, hy het nie heeltemal daarin geslaag nie. Die veiligheidsgordel van die voertuig is sigbaar in die kar. En toe sê dit vir my, is dit nie die toonbeeld van skynheiligheid? Mense sê dat hulle Christene, sê dat hulle die Here ken, sê dat hulle nuut gemaak het, maar hulle gee voor wat hulle nie is nie. Die mense skyn heilig in wese as hy God nie ken nie. Verdwaas in hulle verstand, mense wat nie waarlik weergebore is nie, het nie die Heilige Gees nie. Hulle het nie verligte oë van die verstand nie. Dit is hulle wat sal beklei om soos die wêreld te lyk en ryk en deel te wees van die kerk. Want hulle is in die kerk vir 'n ander rede as die heiligheid van God. As aanbidding teenoor God, as erkenning van wie God is. Vers 1 van Efesiërs 4 wys ons het 'n waardige roeping. Is jy waardig in jou optrede in die erediens en daar buite? Ja, ook daar in die wêreld waar dit nie die erediens is nie, is ek en jy 'n getuie vir die Here. Sê Paulus nie, julle is ons brief geskrywe op ons harte, nie met ink nie. Julle is 'n brief van Christus. Julle straal hom uit. Julle getuig van sy heerlikheid, sy heiligheid. Julle getuig daarvan in die wêreld daar buite. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, dit het alles nuut geword. Jy doen dit deur jou taal, hoe jy praat. Jy doen dit wanneer iemand die naam van God misbruik, om hom daarop te wys dat hy dit nie moet doen nie. Ek het 'n verhaal gehoor van 'n man wat by die werk, hy was 'n ware Christen en daar was iemand wat dikwels die naam van die Here misbruik het. En hy het dikwels met die man gepraat en gesê, ek aanbid daardie naam. Moenie die naam van die Here so misbruik nie. En daardie man het aanhou om dit te doen. En eendag het daar aan hom net 'n heilige toorn opgekom toe die man dit doen. Toe slaan hy hom met 'n regter plat teen die grond. Weet jy, dit het daardie man tot bekering gebring. Ek dink nie dat ek en jy moet gaan en mense slaan nie. Maar ek dink die Here het hom 'n vuishou gegee. Dalk het God geweet is die enigste manier hoe hierdie mens tot besinning gaan kom, want hoe dikwels die ander met hom gepraat het, hy het nie geluister nie. Nou ek kan maar net raai dat dit so is, ek kan dit nie bewys nie. Staan jy op vir die naam van God? Hoe jy aantrek, hoe jy leef, hoe jy praat, wat jou gesindheid is.
Want die heiden is verdwaas in sy gemoed. Hy's 'n dwaas. Hy ag God nie. Hebreërs 14:1 sê die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. 'n Heiden leef asof daar geen God is nie, asof daar geen oordeelsdag is nie, asof daar nie rekenskap van hom geëis gaan word nie. Dis hoe hy leef. Want hy het nie die gees van God nie. Hy het nie die gees van God nie. Wil ek en jy nie doen wat die Bybel sê in Prediker 4. As jy na die huis van God gaan, let op jou voet. As jy na die huis van God gaan. Wat is jou gesindheid? Wat is jou kleredrag? Wat is jou liefde vir God en sy saak? Wat is jou begeerte om hom te kom aanbid? Of gaan dit oor jou en die vlees en die welles? Gaan dit oor die aandag op jouself te vestig? Gaan dit oor jou sê? En God kan nie sy teenwoordigheid laat geld nie, want die gees van God is bedroef. Die kinders van God, wat soos die wêreld leef en praat. Hoe kan ons bid, maar ons luister en kyk na hierdie dinge? Dit bedroef die Here. Mag ons vandag hand in eie boesem steek. Belydenis doen van ons sonde. Bid dat die Here ons reinig deur sy bloed. Amen. Kom ons buig die hoofde. Kom ons